Ek wonder baie keer as ek nou dink aan hierdie gedeelte in 1 Timoteus 5, dan wonder ek by myself, hoe baie van ons het al preke gehad oor die weduwee? Hoe baie het jy al gehoor oor die weduwee, en wie die weduwee is, en wat is haar taak in die kerk? So dit gaan 'n baie interessante gedeelte wees, en dis hoe wonderlik dit is, as jy saam deur die Bybel werk, dat ons ook by elkeen van hierdie gedeeltes kan stil raak. So kom ons maak ons Bybels 1 Timoteus 5, ons gaan lees van vers 3 af, 1 Timoteus 5 vers 3. Kom ons buig net ons hoofde saam. Dankie Here vir 'n familie in U. Dankie dat ons deel kan raak van mekaar en werklik waar van mekaar kan ongelooflik lief raak. In 'n kort tyd. Dat ons kan ervaar en U is ons broers en susters. Dankie vir die tydperk wat ons saam met Willie en Sophie die pad kon stap. Dat ons in hulle lewens 'n werklik ware broer en 'n suster kon ontdek, wat vir U lief is. Die gebed van ons harte is dat in alles wat ons doen, al is ons al uit mekaar uit, dat ons altyd sal weet dat deur die Heilige Gees is ons gebind in hierdie familie. Dankie vir U woord, Here. Die woord wat nooit leeg terugkeer nie. En die gebed van ons harte is dat U deur hierdie woord met ons sal praat. Dat U woord sal sny in ons harte. En dat ons daardeur sal groei en dat U ook ons sal genees. Sodat ons meer en meer na U beeld sal lyk. Dit vra ons in U naam. Amen. 1 Timoteus 5, ons lees van vers 3 af. Betoon eer aan die weduwees wat werklik weduwees is. Maar as 'n weduwee kinders of kleinkinders het, laat hulle leer om in die eerste plek hulle godsdienstige pligte teenoor hulle eie familie na te kom en hulle ouers en grootouers te vergoed, want dit is aanneemlik in die oë van God. Maar sy wat werklik 'n weduwee is en alleen agtergelaat is, vestig haar hoop steeds op God, en sy bly bedags en snags smeek en bid. Maar die weduwee wat uitspattig leef, is lewend dood. Beveel hulle hierdie dinge, sodat hulle onberispelik kan wees. Maar as iemand nie na sy eie mense omsien nie, en veral nie na sy huisgenote nie, het hy die geloof verloon, en hy is slegter as 'n ongelowige. Net tot sover. Dit is my ongelooflik, baie mense het 'n ding rondom die Bybel en sê, ja, maar die Bybel vertel dan baie keer vir ons as vroue al die goedes wat ons moet doen, en ja, hy gee vir die mans ook opdragte, maar die interessante is, dat hy as hy praat oor die weduwees, praat hy oor die vroue. En hy sê die vroue, wat weduwees is, dat hulle versorg moet word. Nou wil ek vir u wys vanuit die skrif uit, en ek gaan net 'n paar gedeeltes oor hoe belangrik is die weduwees vir God. Ek dink baie mense verstaan nie, wat beteken dit om 'n weduwee te wees, en hoe belangrik 'n weduwee vir God is nie. Eksodus 22, vers 22 sê die volgende, kom ek lees vir julle 'n paar teksverse uit die Ou Testament uit. Geen weduwee of vaderlose kind mag jy onderdruk nie. So in die land van Israel mag niemand 'n weduwee of 'n vaderlose wese kind mag ooit onderdruk word in die land van Israel nie. In die land van Israel moes die mense van die land gesorg het vir die weduwee en die wees. Was jou taak gewees. OK, baie belangrik. Nou, julle sal sien, en julle sal sien ook in die gedeelte, ons gaan spesifiek praat van 'n sekere groep weduwees, en dan moet ons ook sê, daar is 'n algemene weduwees. So dit maak nie saak of iemand 'n kind van die Here of nie is nie, as sy 'n weduwees is, en daar is 'n weeskind, moet die kerk sorg, moet die gelowige sorg, moet ons omsien. Hy gaan verder in hoofstuk 22 van Eksodus, as jy hulle op enige manier onderdruk,
So, as jy enige weduwee of 'n wese onderdruk, sal ek beslis hulle noodroep hoor, wanneer hulle drinkend na my om hulp roep. Dit is interessant dat Jakobus ook sê, dat die arbeider, die Here hoor ook sy geroep. Jy moenie 'n arbeider uitbuit. Jy moenie iemand uitbuit wat nou daar moet uitstap en hy het daai geld nodig om te gaan werk nie. Huis toe te gaan en kos te gaan koop nie. Moet dit nooit doen nie. Maak nie saak wat gebeur het. Vat daai los en betaal. En dis dieselfde met 'n weduwee en 'n wese. Vat die verloor altyd. As dit gaan oor 'n weduwee en 'n wese, moet jy altyd sê, Here, ek gaan hulle help. So moet beslis hulle nie uitbuit nie. Die noodroep hoor wanneer hulle dringend na my om hulp roep. Die Here hoor hulle geroep. Vers 24. My toring sal ontbrand en ek sal julle met die swaard ombring. Dan sal julle vroue weduwees word en julle kinders sal vaderloos wees. Dink jy die Here is ernstig hoor? Deuteronomium 27 vers 19. Vervloek is die een wat die vreemdeling, die vaderlose en die weduwee se reg verdraai. Vervloek is jy, as jy die vreemdeling, die vaderlose, die wese se reg verdraai. Vervloek is enige regter wat sit, en die arme persoon wat voor hom sit, is 'n weduwee of 'n wees of wie ook al, en hy byt daai persone uit, dis ter wille van die ryke. Vervloek is daai regter. Ek moet vir jou sê, dis chaos in ons eie land, is dit nie, en as ek kyk na die res van die wêreld, as ek sien wat in die regspraktyke plaasvind, hoe meer geld het jy, hoe beter is dit vir jou. God sê, wee jou as jy hulle uitbuit. Jesaja 1 vers 17, leer om goed te doen, bevorder die reg, lê die onderdrukker aan bande, lê die onderdrukker aan bande, sê, daar is 'n onderdrukker, lê hom aan bande, vertel, dis wat hy doen. Handhaaf die reg van die vaderloses, verdedig die weduwee se regsaake. Psalm 68 vers 6, 'n vader vir die vaderloses, 'n regter vir die weduwees, is God in sy heilige woonplek. Dis nie mooi nie. Ek's mal daaroor. Kan jy dink as jy 'n weduwee is, as jy 'n weduwee op hierdie stadium is, voel jy net so 'n bietjie. Jy raak nie aan my nie. Jy hoef dit nie te sê nie. Maar jy kan dit weet, dat die Here sê, jy sal ek voor sorg. Ongelooflik. Okay, so hy's 'n vader vir die vaderloses, 'n regter vir weduwees, is God in sy heilige woonplek. Psalm 146 vers 9. Die Here beskerm vreemdelinge, vaderloses en weduwees help hy op. Maar die pad van die goddeloses maak hy krom. Job is een van die dinge wat Job oor homself sê, te verdediging dat hy nie kan verstaan dat God op hierdie stadium deur hom deur hierdie toets vat nie. Is Job vra die volgende, Job sê dit, Job 31 vers 16. As ek arm is, dit wat hulle begeer ontsê het. Hy sê ek nooit arm is ontsê wat hulle begeer het nie. Die oë van die weduwee laat verdof het. My stukke brood alleen geëet het, en as vaderlose kinders nie daarvan geëet het nie. Van my jeug af het hulle immers by my groot geword, soos by 'n vader. Job sê, die weduwees en die wese het by my groot geword. Ek het vir hulle gesorg. En van die moederskoot af het ek weduwees gelei. Van moederskoot af het ek weduwees gelei. Dit was vir Job belangrik geweest om te sê, ek lei weduwees. As weduwees nodig het, hulp. As weduwees rondom hulle geldsaake hulp nodig het, sê Job, dit was ek het hulle gehelp. Jakobus 1, dan koos in die Nuwe Testament. Jakobus 1 vers 27 sê, dit is 'n suiwer en onbesmette godsdiens voor God ons Vader, om na weeskinders en weduwees om te sien in hulle ellende, en jouself onbesmet van die wêreld te hou. So wat is 'n suiwer en 'n onbesmette godsdiens voor God? Wat is dit as God sê, as jy dit doen, dis suiwer, dis 'n onbesmette godsdiens voor my as die Vader, as jy wat doen? As jy die weeskinders en die weduwees omsien in hulle ellende. Jy sien hoe belangrik is dit? Hier nou die volg, en ek beloof vir jou, ek het net so 'n paar teksverse. Jy moet deur die Bybel gaan werk rondom weduwees en wese en sien hoe herhaaldelik God sê, ek wil hê hulle moet na gekyk word. Ek wil hê hulle moet omgesien word na hulle. Weet jy ongelooflike?
Jy stap in die Nuwe Testament in. En dan kom jy agter dat die kerk was besig, die kerk van daai dag, die Fariseërs, die skrifgeleerdes, hierdie manne wat die kerk van daai dag was besig om die weduwees uit te byt. Kan jy dit glo? Hulle was die mense wat hulle uitgebuit het. In Lukas 20 vers 47 praat die Here met hulle, Jesus. Hy sê vir hulle verslind die huise van die weduwees en vir die skyn bid hulle lang gebede. So wat doen hulle? Hulle verslind die huise van die weduwees. Hulle kyk by hulle self, wanneer sterf hy man? En die oomblik as hy sterf, as hulle kom ons koop hy bargain. Hy weduwees huis het in die mark gekom, sy kan dit nie meer bekostig nie, kom ons koop hom. Gebeur nie meer vandag nie, is dit? Dis wat hulle gedoen het, so hulle het gewag vir 'n bargain. Die beste bargain is 'n weduwee. Sy het dit nodig, man. Sy het die geldjies nodig. Nou koop ons daai plek vir 'n bargain. En ek wil sê dis die slegste bargain wat jy in jou lewe kan koop. Dit gaan vir jou nagmerries gee, daai bargain. Hulle verslind die huise van weduwees en dan wat doen hulle in die kerk? Dan doen hulle lang gebede. Jy kan hom Kosie Trudeau sien. Hy het nou net die weduwee ingedoen. Dan kom staan hy in die kerk en sê, "Doen nee, ek wil graag bid." En dan hoor jy, later aan 'n halfuur verbygaan om Kosie bid nog steeds. Maar dink jy daar buitekant in die wêreld gee hy om oor die weduwee? Glad nie. Dis hulle. Hulle sal 'n swaarder oordeel ontvang. Wat gebeur in die vroeë kerk? Dit wys vir hoe belangrik dit is. In die vroeë kerk het die apostels 'n bepaalde taak gehad en hulle was besig om te preek. Toe is daar 'n probleem rondom die weduwees, die Grieksprekende weduwees. Wat het dan gebeur? In Handelinge 6 vers 1. En in die dae toe die disippels vermeerder het daar 'n murmurering ontstaan van die Grieksprekende Jode teen die Hebreërs, omdat hulle weduwees in die daaglikse versorging oor die hoof gesien word. En wat het hulle onmiddellik gedoen? Hulle het 7 diakens aangestel vir wat? Vir daai taak. Dis hoe belangrik dit is. Daar was 'n ander verhaal in die Bybel ook van 'n vroutjie. Sy het gesterwe. En jy kan sien hoe belangrik hierdie ding in die kerk was. So kom lees dit gou saam met my. Kom ons maak gou ons Bybels oop daarby. Handelinge 9. Handelinge 9. Handelinge 9 vers 36. In Joppe was daar 'n sekere vroue disipel met die naam Tabitha, wat as Dorcas vertaal is. Sy het baie goeie dade verrig en liefdadigheid bewys. In daardie dae het sy siek geword en gesterf. Hulle het haar gewas en in 'n bovertrek neergelê. Aangesien daar Lydda naby Joppe was, het die disipels toe hulle hoor dat Petrus daar is, 2 mans na hom gestuur met die versoek, kom sonder uitstel na ons toe. Petrus het toe gereed gemaak en saam met hulle gegaan. Toe hy daar aankom, het hulle hom na die bovertrek geneem. Al die weduwees het huilend by hom kom staan en vir hom die onder en die boklere gewys wat Dorcas gemaak het toe sy nog by hulle was. Kan jy sien wat was sy? Sy was 'n vroue disipel gewees. Wat was haar wonderlike taak wat sy gedoen het in die gemeente? Sy het na die weduwees gekyk. Sy het na die weduwees gekyk. Hulle vertel hoe wonderlik hierdie vrou was. Natuurlik, sy word genees, sy word opgewek uit die dood uit, maar ongelooflike verhaal van hoe belangrik dit in die vroeë kerk was dat dit weduwees na gekyk moes word. Nou kom Paulus en hy skryf vir Timoteus. Hy sê hy praat nie hier van gewone weduwees nie, want daar's 'n bepaalde taak waaroor ons gaan praat. Ons gaan praat oor 'n sekere groep wat in die kerk is wat bepaald hulle genoem word weduwees. Hulle word genoem weduwees. OK, so ons gaan deur die loop, gaan ons kyk oor hoe lyk hierdie groep mense. Hy sê ons praat nie net van gewone, ons praat met die wat waarlik weduwees is. Wat is een van die eerste vereiste dat iemand waarlike weduwee is? Nou wil ek hê jy moet mooi verstaan. Beteken dit daarom dat ons net waarlike weduwees gaan help? Nee. 'n Waarlike weduwee is iemand wat in 'n bepaalde amp in die kerk gaan staan teenoor die res van die weduwees wat nie in hierdie groep gaan val nie. Is dit duidelik? Alraai. So moet ons alle weduwees versorg? Ja, maar as 'n bepaalde groep weduwees wat in die kerk is wat op 'n ander manier sorg
versorg gaan word. So eerstens, hierdie weduwee moet iemand wees wat sonder kinders en familie is. Sy moet alleen agterbly. Okay? So dis die eerste vereiste. Die eerste vereiste, waarlike weduwee is iemand wat nie kinders en kleinkinders het nie, om vir haar te sorg nie. Want kinders en kleinkinders skuld dit hulle vergelding teenoor hulle ouers. Kinders en kleinkinders moet vir hulle ouers sorg. Hulle moet vir hulle weduwee sorg. Ouma of ma weduwee is, dis die kinders en die kleinkinders se taak om vir hulle te sorg. Okay, is dit duidelik? So, jy kan nie daarby wegkom nie. En die interessante is, Matteus 15 vers 5 en 6 sê die volgende: maar julle sê, elkeen wat aan 'n vader of moeder sê, enige voordeel wat hy van my sal kan geniet, is 'n offergawe, die hoef sy vader en sy moeder glad nie te eer nie. So daar was 'n ding gewees, gebruik gewees in daardie tyd, waar die fariseërs en die skrifgeleerdes en die priesters gedink het, hoor hierso, ons gaan te min geld in die kerk kry, kom ons maak 'n plan. Ons sê vir mense, in plaas daarvan om vir jou mamma te sorg, en as jou pa swaar kry vir hom te sorg, gaan dit beter wees, vat daai geld, gee dit vir die kerk, en dan onmiddellik is dit korban, jy's piekfyn. Vers 6 van Matteus 15. So het hulle dan die gebod van God kragteloos gemaak, terwille van julle oorlewering. Eer hier het te make nie net vir respek nie, maar ook fisiese versorging. Die fisiese versorging van kinders en kleinkinders is teenoor hulle ouers. God sê dit is hoe dit moet wees. Dit is baie interessant om te kyk na die vroutjie met die naam van Rut. Rut was self 'n weduwee gewees, is dit nie? Maar Rut kom saam met haar skoonma Naomi, kom hulle terug na Israel. Sy kom na Bethlehem, want sy kom van die dele van Bethlehem af, die streek van Juda, waaruit Jesus gebore sou word. Nou hier kom Rut aan, saam met Naomi, en dan is die interessante is, wat is vir haar die eerste prioriteit in haar lewe? Kom kyk gou saam met my na die gedeelte. Rut 2, kyk gou saam met my na dit. Dit is so interessant. Rut 2. Net na Rigters, né? Rut 2. Vers 2 sê, Rut die Moabiet het vir Naomi gesê, kan ek maar na die lande toe gaan en by die gerwe agter iemand wat my goedgesind sal wees, gaan are optel. Gaan maar my dogter, het Naomi haar geantwoord. Sy het geloop en gaan are optel in die lande agter die snyers. En dit was toe so dat die deel van die land aan Boas uit die geslag van Elimelech behoort. Okay, so sy gaan werk en ons kan sien, hierdie vroutjie kon werk, sy het hard gewerk. Want sy moes sorg vir haar skoonma. So, hierdie vrou wat nie eens die volle wet verstaan het en wat die wet van haar vra nie, is 'n vrou wat uit haar eie uit sê, dit is vir my belangrik om vir my ma te sorg. Die Bybel sê, hierdie ding wat jy doen, as jy sorg as kind en kleinkind vir jou ouers, dit is goed en aangenaam voor God. Dit is goed en aangenaam voor God. En hy sê, jy moet hulle terugbetaal. En jy moet vir hulle teruggee. Twee Griekse woorde wat sê, terugbetaal en teruggee. En die interessante is, dis in die infinitief. Beteken dit hou nie op nie. Solank jou ma en pa lewe, sorg jy vir hulle. As hulle nie vir hulle self kan sorg nie, is die taak vir jou. Dit lê voor jou, en spesifiek in die geval van weduwees. Ek sal nou praat oor die man. Spesifiek in die geval van weduwees is die taak van die familie, die taak van die kinders, die taak van die kleinkinders is om te sê, ons taak is om vir hulle te sorg. Hoekom? Want ek moet hulle terugbetaal en ek moet vir hulle teruggee. Sê maar jy sê vir my vanmôre, en ons het bietjie laas Sondag ook daaroor gepraat, maar kom jy sê vir my, Johan, ek het nie 'n wonderlike ma gehad. Ek dink nie ek gaan dit doen. Ek gee nie om wie jou ma is. Hoor jy my? Ek gee nie om wie jou ma is. Jy moet dit doen. En nie keuse hieroor.
Jy skuld dit vir hulle. En ek beloof jy, maak nie saak hoe sleg jou ma is nie. Sy moes in die middel van die nag, luister maar weer daarna. As jy sê, Johan, jy herhaal jouself fantasties, ek het so 'n probleem met dit. Dis baie goed dat ek dit herhaal. Want jy moet vir jouself sê, my ma het vir my gesorg van die oomblik toe ek begin skree het. En glo my, daar was nagte wat jy geskree het, waar sy gevoel het, sy wil jou gryp en teen die muur gooi. Maar omdat sy 'n goeie ma was, het sy dit nie gedoen nie. Sodat jy lewe, wys vir my, jy het nie 'n slegte ma nie. En dan kan ons na die res van dit toe gaan kyk, wat jou ma alles in jou lewe vir jou gedoen het. Ek wil nie deur alles gaan nie, maar jy kan dink wat alles daar besig is met dit. Mense, die Bybel sê, jy skuld dit, jy moet dit terugbetaal, jy moet dit teruggee, dis in die infinitief, dit hou aan. So die eerste vereiste, as ons kyk oor, ons gaan nou kyk oor, wat is 'n waarlike weduwee, dit gaan ons volgende week oor gesels verder. 'n Ware weduwee is eerstens, sy het nie kinders en kleinkinders nie. Alright, want as sy kinders en kleinkinders het, moet sy deur die kinders en kleinkinders versorg word. As hy nie kinders en kleinkinders, dan is dit die verantwoordelikheid van die kerk. Goed. Tweede punt, 'n ware weduwee. Sy hoop plaas haar volledige hoop gevestig op God. Sy's nie afhanklik van mense nie. Luister na hierdie gedeelte, Jeremia 32 vers 17. Ag Here my Heer, kyk dit is U wat die hemel en die aarde gemaak het, deur die groot krag en die uitgestrekte arm. Niks is vir U onmoontlik nie. Vers 27. Kyk, ek is die Here, die God wat van alles wat leef. Is enigiets onmoontlik vir my? Jeremia verklaar, niks is vir die Here onmoontlik nie. God verklaar, is daar iets wat onmoontlik is vir my? Niks nie. Maar kom ek sê vir jou, die meerderheid van ons dink die Here het baie probleme en hy kan nie alles vir my gee wat ek nodig het. Is dit nie so nie? Want jy het nodig om iemand anders daaroor te vertel. As jy 'n behoefte het, na wie toe gaan jy met jou behoefte? Na die koning van alle konings wat die onmoontlike kan doen, of na jou persoon, jou buurman of langs jou en sê, "Ai, weet jy, dit gaan baie sleg met my vandag." Ek hou daarvan as ek vir mense sê, "En hoe gaan dit met jou?" "Ag, ek kan nie kla nie." Dan weet ek jy wil eintlik kla. Het ek tyd daarvoor? Is dit nie so? Kan 'n kind van die Here sê, ek niks, ek sal net te kla. Of kan 'n kind van die Here sê, die Here is in beheer van alles in my lewe. As ek 'n behoefte het, na wie toe gaan ek? Na die Here toe. Nou wil ek vir julle 'n verhaal vertel, net om te wys hoe groot my God is. En ek wil vir jou sê, daar is legio van daai gedeeltes in die Bybel. Begin om die Bybel te lees en jy sal agterkom hoe groot God is. Jy vat vir God in die gesig as jy bekommerd is oor jou klein piffel probleempies. Die een wat die hemel en die aarde geskep het. En hy het dit in 6 dae gemaak. 'n 24 uur periode. Hoekom 24 uur? Want dit is sodat ek wat 'n patat is dit kan verstaan. Want as hy gesê het hy het dit in millisekondes gedoen, dan sou ek dit nie verstaan het nie. Maar God het geskep en dit was daar in oomblikke. Lees gaan we na hierdie gedeelte. Ongelooflik. 2 Konings. Kom ons maak ons Bybels oop. 2 Konings. Twee Konings 6 vers, ek gaan lees van vers 24 af. Daar's 'n probleem in die land. Daar's hongersnood. En ek wil vir jou sê, as jy hongersnood sê, en jy sê jy het al ooit in jou lewe swaar gekry, wil ek vir jou sê, jy lieg. En jy gaan hoor na hierdie gedeelte hoekom jy lieg. Jy het nog nooit swaar gekry nie. Jy weet nie wat dit beteken om swaar te kry nie. Selfs in tye wat ek dink ek swaar gekry het, as ek nie na kyk, sê ek vir myself, ek het nie swaar gekry. Luister na hierdie verhaal. Vers 24, 2 Konings 6 vers 24. 'n Tyd daarna het Ben-Hadad, die koning van Aram, sy hele leer byeengebring, opgetrek en Samaria beleer. Daar was 'n groot hongersnood in Samaria.
Ja, kyk, hulle het die stad beleer totdat 'n donkiekop teen 80 sikkels silwer en 'n kwart kap duiwemis teen 5 sikkels silwer verkoop is. Nou kom ek sê vir jou, duiwemis en 'n donkiekop is 'n ongelooflike delikatessen in Israel gewees. Nee, dit was nie. Eerstens, mag jy 'n donkie geëet het? Nee, hy was nie. Hoekom? Hy was onrein. Okay, hy was onrein. So nou moet jy weet, as dit is wat oor is, en ek beloof jou vir jou, daar is maar min vleis daar in die kop. As dit is wat oor is, 'n donkiekop, en dan dink jy by jouself, so 'n donkiekop, wat was die prys min of meer van 'n donkiekop? Nou ek het die som gaan maak, so hou dit in jou gedagte. Wat het 'n donkiekop, as ons die silwer vat en ons sit dit oor na vandag se rand toe, wat het 'n donkiekop gekos? Dat jy net so half 'n idee het waarvan ons praat. R65.000. Okay, so dis 'n donkiekop. Enigiemand wat belangstel in 'n donkiekop? R65.000. As jy R65.000 vir 'n donkiekop betaal, moet ek vir jou sê, jy dink aan niks anders te nie as kos nie, want jy het nie kos nie. Duiwemis, daar's nie regtig waar die teoloog weet nie lekker wat om met duiwemis te maak. Ons weet nie of dit brandstof was of dit 'n tipe ding was wat so sleg was dat die Arabiere dit duiwelmis genoem het nie. En of dit regtig duiwelmis was. Maar die duiwelmis, het jy 'n koppie daarvan wat jou R4.000 gekos. Okay. So dit is in die toestand waarin hierdie mense op hierdie stadium is. Alright, as jy met my, almal volg my. Dit gaan baie sleg hier, is dit nie? Gaan baie sleg met hierdie mense. Goed. Dan die volgende, vers 33. Hy was nog besig om met hulle te praat. Kyk, dis nou Elisa besig om te praat. Hier kom die koning, hy stuur 'n boodskapper na Elisa. Hy wil sommer Elisa doodmaak vir die toestand waarin sy land is. Hy was nog besig om met hulle te praat. Kyk, toe kom die boodskapper al daar na hom toe af. Die koning sê toe, kyk, hierdie onheil is van die Here. Waarom sou ek dan nog op die Here wag? Okay, so van wie af dink die koning kom die onheil? Die Here, en dit kom van hom af. En die rede hoekom dit van hom af kom is omdat hulle in sonde geleef het. Hulle wou nie doen wat hy van hulle vra nie. En nou wil hulle vir God beskuldig. En dan vers 1 van 2 Konings 7. Maar Elisa het gesê, hoor die woord van die Here. So sê die Here, môre teen hierdie tyd sal 'n sia gesifte meel teen 'n sikkel en 2 sia gars teen 'n sikkel verkoop word in die stadspoort van Samaria. Nou moet ons net gou vir mekaar sê, waarvan praat hy? Hy praat daarvan dat dit wat nou gaan gebeur is 8 kilogram gars. 8 kilogram gars gaan nou maar net vir jou 3 dae se werk kos. 8 kilogram gas, meer as wat jy nodig het om vir die familie aan die gang te hou, gaan nou net 3 dae se werk gaan jy bymekaar kan maak. So kom ons gaan terug. 'n donkiekop 65.000. Duiwemis 4.000. Die Here sê ek gaan alles verander. En hoe lank gaan dit vat? Dit gaan 'n dag vat. En die volgende dag gaan ek hierdie hele ding verander. Nou natuurlik was dit nou net wat die mens wil hoor en hy dink by homself dit is maklik vir die Here om dit te doen. So kom ons lees die teksvers verder. 2 Konings 7 vers 2. Maar die adjudant, op wie se arm die koning geleun het, antwoord die man van God en sê, kyk, al sou die Here die vensters in die hemel maak, ruim maak, sou so iets kon gebeur. Toe sê Elisa, kyk, jy gaan dit met jou eie oë sien, maar daarvan sal jy nie eet nie. Sou jy dieselfde gesê het as die adjudant? Dat dit onmoontlik is vir die Here om dit te doen. Is dit nie wat jy geleer, jy is nou baie vroom, is dit nie? Jy ken dalk die verhaal, jy's baie vroom, jy sê vir jouself, ja nee, die Here kan enigiets doen, regtig en is in jou lewe so. Jy vertrou hom so. Jy kom in 'n krisis en jy sê, die Here sal voorsien of maak jy jou eie plan. Jy hier moet ons dink, vroukie, my mannetjie, hier moet ons nou begin dink. Of sê jy die Here is in beheer. Nou die adjudant sê daar is nie 'n manier nie, al maak die Here ook vensters in die hemel. Daar is nie 'n manier dat dit kan gebeur.
En dan gebeur die ongelooflike. Daai aand, julle moet tog die verhaal gaan lees. Daai aand is daar 'n klompie malaatse ouens wat besef by hulle self, ons gaan anyway sterwe, of ons nou hier is sterwe, of ons daar buite is sterwe, ons sterwe. En hulle besluit by hulle self, hulle gaan na die kamp toe gaan om te gaan kyk wat daar aangaan. En hulle gaan hulle self oorgee, as die ouens hulle doodmaak, as hulle anyway dood, hulle is op pad dood. Alright? Daar is niks rede om te bly lewe nie. So kom ons gaan na die vyande toe, ons gee onsself oor, miskien gee hulle vir ons brood, lekker. As hulle ons doodmaak, alright. En toe hulle daar aankom, wat gebeur? Al die mense is weg. Hulle het gehardloop. Tekkies uitgepak en daar is hulle weg. Vrees het hulle beetgepak. Okay. Nou is die malaatse manne besig om by mekaar te maak en een van die ander sê vir mekaar, hoorie so manne, ons doen nie die regte ding nie. Kom ons gaan sê vir die dorpsmense ook van hierdie ongelooflike ding wat plaasvind. Hulle gaan na die poort toe, hulle skree vir die poort, hoorie so ouens, daai man is weg. Kom haal. En die ouens sê nee man, dis onmoontlik. En die koning wat die boodskap gehoor het dat God gesê het hy gaan voorsien, sê, aha, ek weet wat hier aangaan. Die vyand is besig om ons te probeer bedrieg. Hulle het gaan wegkruip. Die oomblik as ons uitkom, dan is hulle by ons. Hierdie man, hierdie koning is net vol geloof, is dit nie? Het sprankel uit hom uit. Geloof. Alle dinge wat hy sê is net geloof. Hulle gaan, hulle volg die spore, hulle sien hierdie ouens het weggehard. Die hele dorp kom uit. Hulle kom haal vir hulle kos. Die adjudant word toe aangestel in hierdie fantastiese posisie dat hy die ouens moet keer by die hek. Dat hulle nie asseblief te vinnig by die hek uitgaan nie, dat hulle hom net in orde daar uitstap. En wat doen die mense? Hulle trap hom dood. Hy sien nie dit nie. Hy sien nie die volheid daarvan, kon hy nie deelneem nie. Hy kon net gehoor het daarvan, maar hy was nooit deel daarvan nie. Presies hoe God gesê het, dit sal plaasvind. Nou wat sê die Here vir 'n weduwee? Die Here sê vir 'n weduwee is iemand wat haar geloof in God plaas, wat haar hoop in God plaas. Dis 'n ware weduwee. 'n Ware weduwee is iemand wat sê, hoorie so, my hoop kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. En ek wil vir jou sê as kind van die Here, of jy nou weduwee is of nie, dit is wat ons behoort te bely. Weet wat jy van die slegste ding as kind van die Here, is dat jy op daar moedverlose vlakte gaan sit en mout. Asof die koning van alle konings nie in beheer is nie. Wat sê hy vir jou? Doen wat ek van jou vra en ek sal vir jou sorg. Maar ons glo dit nie. 'n Weduwee wat waarlik 'n weduwee is, vestig haar hoop op die Here. Wat doen sy derdens? Derdens is sy is 'n gelowige wat nag en dag bid. Sy is konstant besig met die Here. Dit word baie herhaaldelik deur Paulus genoem. Hierdie gedagte van konstante gebed, dag en nag gebed. Dit beteken konstant by die Here. Konstant praat ek met hom. Konstant het ek gemeenskap met hom. Daar was 'n vrou so gewees, Anna in Lukas 2. Sy het aan die tempel toe gaan gereeld, sy was baie oud gewees. Maar kom ek lees vir julle wat gebeur. Lukas 2 vers 36. Daar was ook 'n profetes, Anna, 'n dogter van Fanuel uit die stam van Aser. Sy was al op 'n gevorderde leeftyd. Sy is as 'n jong meisie getroud, het 7 jaar lank saam met haar man geleef en was nou 'n weduwee van byna 84 jaar oud. Sy het nie van die tempelterrein af weggebly nie en God dag en nag gedien deur te vas en te bid. Juis op daardie oomblik het sy nader gekom en God gedank en met hulle almal wat na die bevryding van Jerusalem uitgesien het, oor die kindjie gepraat, oor Jesus gepraat. Hierdie vrou is 'n vrou wat in haar hele lewe waarvoor gewag het. Waarvoor gebid het? Net vir God. Voor God gelewe. En omdat sy voor God gelewe het, wat sien sy? Die Messias. Dis die wonderlike van 'n weduwee. 'n Weduwee wat sy haar hoop op God stel, is iemand wat God ervaar op 'n meer en dieper wyse as enigiemand anders. Want sy is afhanklik van die Here elke oomblik van die dag. Paulus praat verder, hy sê 'n vrou wat haar oorgegee het aan 'n plesiere, as sy 'n weduwee is en sy het haar oorgegee aan plesier, sy's nie 'n ware weduwee nie. Iemand wat alwaaroor dit in haar lewe gaan, is sy wil net nog goedjies hê.
Sy like die bling in die lewe. Sy wil net vertel hoe wonderlik is sy. Sy is die fantastiese, sy soek na die wêreldse dinge. Dis haar oë, wat haar oë laat fonkel is die wêreldse dinge. Sy is die werklik ware weduwee nie. 'n Weduwee is iemand wat haar gelukkig maak is die Here. Hierdie weduwee, wat nie 'n weduwee is nie, is iemand wat gelukkig gemaak word deur die wêreldse dinge. Jakobus 5 vers 5. Julle het op die aarde weelderig gelewe en losbandig gelewe. Julle het julle harte vet gevoer vir die slagdag. Nou sê Paulus, so iemand is al reeds dood. Iemand wat vir die wêreld lewe, wat 'n weduwee is wat vir die wêreld lewe, is iemand wat al reeds dood is. Efesiërs 2 vers 1. Julle wat was dood deur julle oortredings en julle sondes. So iemand wat 'n weduwee is, wat lewe vir die wêreld, is iemand wat al klaar dood is. Haar eie gedrag, haar manier van optree, wys vir die wêreld, sy is nie 'n gelowige nie. Wys vir die kerk, sy is nie 'n gelowige nie. In die kerk van die Here Jesus Christus, moenie mense help wat in sonde bly voortlewe nie. Daar's altyd 'n verantwoordelikheid. Daar's altyd 'n verantwoordelikheid. As ek by iemand kom en hierdie persoon is besig om drank te misbruik en hy kos nodig, moet ek maar net vir hom kos en geld die hele tyd gee. Nee, dis nie wat die Here sê nie. Die Here vra vir my, ek moet vir hom sê, hou op met drink. Ons gee vir jou werk. Ons kry vir jou kos. Ons sorg vir jou, maar jy moet ophou met drink. Jy kan nie voortgaan in jou sonde en die kerk moet jou help nie. En dis dieselfde met die weduwee. As die weduwee gehelp moet word, help haar. Maar sy kan nie volhou in sonde nie. Dan moet die kerk sê, ons kan nie met jou aangaan so nie. Want sy moet onberispelik lewe. Dis wat die Bybel sê, onberispelik lewe. En dan gaan Paulus verder en hy sê vir elke man, mans en ook vroue wat kan werk, wat nie kinders het nie, die volgende: iemand wat nie vir sy eie huis sorg nie, is slegter as 'n ongelowige. Jy as pa, jy as man, het die verantwoordelikheid om vir jou familie te sorg. Wat beteken sorg? Sê Johan, sorg is 'n wye woord. Sorg beteken dak oor hulle kop, kos op die tafel, klere. En wie wat die amazingste? Dis presies wat God beloof. Kyk na die voëls, kyk na die lelies, ek sorg vir hulle. 'n Pa se verantwoordelikheid is om te gaan werk. Hoe hard moet jy werk? Baie hard. Want die Here sê in die sweet van jou aangesig. Sweet van jou aangesig. Jy moet werk. En moet nooit by die punt kom wat jy wil ophou werk nie. Moet nooit begeer om op te hou werk nie. Wie wat gebeur as jy ophou werk, man? Moeilikheid. 'n Man kan nie ophou werk nie, sy kop is net te veel die mekaar. Jou brein het nodig om te werk, en het nodig om te werk tot jy jou laaste asem uitblaas. As jou liggaam ingee, vra vir iemand om vir jou iets anders te kry, maar dat jy kan niets doen. Ek onthou die slegste tye in my lewe toe ek my werk verloor het. Is daar om by die huis te wees en jy weet, jy wil iets doen. Ek later aan gehoop, gee vir my net 'n trolley wat ek kan stoot. Daar's niks erger as dit nie. En die Bybel sê, jy moet vir jou familie sorg. Sorg vir hulle. Kyk om na hulle. Dis 'n verantwoordelikheid wat die Here vir jou gee. Nou wil ek gou met jou praat as pa. Net dit. Jy moet jou kinders leer, jou seuns leer, om te sorg vir hulle families. En as hulle by jou ouderdom kom, en ek sê vir jou, dit kan 18 wees. As hy moet swat, en jy moet hom help deur swat, piek fyn. Maar dan moet hy sy vlerkies sprei, en hy moet vlieg in die wêreld in. Want hy moet vir ander gaan sorg, selfs al het hy nie 'n familie nie. Die grootste ewel wat jy sien is 30-jarige man wat daar voor die TV sit en games speel. As jy hulle vir hulle pa, maar, waar is die kos? Wat 'n ongelooflike tyd waarin ons lewe. Wie van ons het groot geword in 'n tyd? Kom ons dink terug, 40, 50 jaar terug, sou jou pa vir jou gesê het,
Jy het nie eens 'n TV game gehad nie. Daar was omtrent nie 'n TV nie. Maar dink by jouself, jy daar by die huis gesit op jou bank. Pa kom in gestap van die werk af en jy sit daar. Wat jy vandag gaan doen? Pa, ek die werkie. Ek beloof vir jou. Jy sal so vinnig by daai huis uitgeskop word, is net nie waar. En dit is goed. Want jy het 'n taak volgens die Bybel, jy moet sorg. Jy moet sorg. Jy gaan sorg dra vir jou familie. Jy moet dit gaan doen. Gaan uit. Nou is dit interessant, 2 Tessalonisense 3 sê vir ons, vers 10, want juist toe ons by julle was, het ons julle reeds beveel, dat iemand wat nie wil werk nie, ook nie behoort te eet nie. Want ons het gehoor dat sommige van julle onordelik optree en nie werk nie, maar oral inmeng. Dis presies wat gebeur. Hoe minder hulle werk, hoe meer meng hulle in. Wie was die grootste moeilikheid wat ek al in die kerk gehad het? Is mense wat nie werk het. Want hulle het tyd vir alles. Hulle het tyd om vir jou te vertel presies wat hulle dink jy moet doen. Elke man moet werk. Die Bybel sê jy moet werk. Die Bybel sê dit, gaan en werk. En as jy nie werk nie, kan jy nie eet nie. Imagine as ons daai beginsel toepas. By jou huis. Okay, het jy gewerk? Nie gewerk, jy eet nie. Jy gaan sien hoe mense gaan maar. Die Bybel sê, werk. Jy het 'n verantwoordelikheid om te gaan werk. Die Bybel sê, so 'n persoon het die geloof verloon. Want hulle sorg nie vir hulle families nie. So maar die ongelooflike is, hy sê, jy's erger as 'n heiden. Jy's erger as 'n heiden. Weet jy wat die ongelooflike? Dink gou hieroor. Erger as 'n heiden. Hier was Rut. Sy kom in hierdie volk en maar sy kom uit heidense agtergrond uit. Wat het sy onmiddellik besef? Ek moet vir my familie sorg. Die Bybel sê jy's erger as 'n heiden, want 'n heiden weet dit. Romeine 2 vers 14. Want wanneer die heidene wat nie oor die wet beskik nie, van nature tog die vereiste van die wet nakom, is hulle vir hulle self 'n wet, al het hulle nie die wet nie. So, moet 'n man werk? Absoluut. Sê maar 'n man raak siek en hy kan nie weer verder werk nie, dan moet sy familie vir hom sorg. Is dit duidelik? So dis baie duidelik. So dis wat moet gebeur. Maar solank as wat 'n man kan werk, maak nie saak hoe oud hy word nie, as hy 90 jaar oud is, asseblief hou aan met werk. Solank die Here jou spaar, doen iets. Bly besig. Want dis op die ou ende wat nodig is en die Here het jou so gemaak dat in die sweet van jou aangesig jy dit sal doen. Maak nie saak wat jy doen nie. Ek gee nie om wat jy doen nie, maar jy doen iets. Wie was my ongelooflik? Hierdie hele gedagte van omgee. Wie wat die gedagte van omgee om te gee oor my familie? Dis so ongelooflike belangrike prioriteit. Dat kyk wat gebeur aan die kruis. Lees saam met my en ons sluit af. Johannes 19. Johannes 19 vers 26. Dis voor die kruis. Jesus is aan die kruis. Hy het enorme pyn. Hy dra die sonde van die wêreld. Dit wat hy in die tuin van Getsemane gesê het. Vader, as dit U wil is, laat hierdie beker verby my verbygaan. Hy hang aan die kruis. Sy pyn, sy fisiese pyn is niks in vergelyking met hom wat die sonde van die wêreld op daardie oomblik gedra het aan die kruis nie. Dit was sy vrees. Sy vrees was hy wat sonder sonde is. God self moet nou die sonde van die wêreld aan die kruis gedra het. Dis sy pyn. Sy fisiese pyn kom nie by die geestelike pyn waardeur hy gaan het nie, want dit was sy vrees. Terwyl hy aan die kruis hang, die volgende vers 25. By die kruis van Jesus het sy moeder en sy moeder se suster en Maria, die vrou van Kleopas en ook Maria Magdalena gestaan. Toe Jesus sy moeder sien, as ook die disipel vir wie hy lief was,
wat by haar staan, sê hy vir sy moeder, vrou, kyk daar is die seun. Daarna sê hy vir sy disipel, kyk daar is jou moeder. Van daardie oomblik af het die disipel haar in sy huis geneem. Terwyl hy hang in 'n kruis, terwyl hy die sonde van die wêreld dra, terwyl hy die pyn aan sy liggaam voel, waaroor is hy bekommerd op daardie oomblik? Dat hy as oudste seun moet sorg dat iemand na sy ma kyk. Die liefde van Christus dring my. Ons kan nie kerk wees as ons nie gedring word deur sy liefde vir die weduwee en die wese, die mense wat die vreemdeling is, die mense wat swaar kry rondom ons nie. Kom ons bid weer, Here, maak my oë oop. Mag ons in die kerk van die Here Jesus Christus hier vandag sê vir mekaar, sorg vir mekaar, gee om vir mekaar. Van die liefde van Christus dring my. Amen. Kom ons buig ons hoofde. Here, U ken ons grootste probleem in ons eie lewens. Dis in ons huwelike. Dis in elke faset van ons lewens. Here, dit gaan oor myself. Dit gaan oor my eie ek. En Here, ons maak vir onsself allerhande dinge sodat ek net nie hoef na ander om te sien. Ons bou vir ons mure. Ons maak skeiding. Here, my gebed is eerstens, en dis wat die woord vra, is jy roep ons op om binne die kerk, binne die gemeenskap van gelowiges eerstens na mekaar om te sien. Here, ons te verantwoordelikheid om met dit wat U vir ons gegee het, ook vir ander te sorg. En Here, hier sit dalk mense wat in hulle lewens al so baie keer, hulle kyk al op na ander mense, hulle is arm, maar hulle kyk na ander om hulle te voorsorg en hulle te voorsien. Here, en is net so ewel. Want U is die grootte God wat sê, ek sal sorg, ek sal sorg, ek sal dit doen. Ek sal dit op iemand se hart lê. Ek sal situasies verander. Ek is in beheer. Ek wil die eer kry. Here, so in ons elkeen se lewens, as ons deur 'n probleem, by 'n probleem kom, dat ons altyd sal sê, Here, U is groter as ons probleme. Here, U is in beheer van alles. Asseblief, Here, U moet sorg. U weet die beste. En dat dit die kenmerk van ons lewens sal wees. Dankie, Here, vir U wonderlike liefde. En dankie dat in alles U die voorbeeld is vir ons. Amen.